Baie welkom. Ja, dis nou vir jou winter. Ja, ekskuus, ons het nou al 'n baie lang tyd eintlik met 'n voltage probleem in ons area. So dis nou elke aand dim hierdie ligte verskriklik erg. Maar in elk geval, ons werk om die probleem. Daarom is dit nodig dat ons seker maar moet regkies en vertrou die Here hierdie keer dat ons 'n munisipale tyd sal kry wat hulle werk doen. En ons gaan eendag verantwoordelikheid gee. Maar in elk geval, baie welkom by vanaand se huisgodsdiens. Kyk, ek sê jou sê die ligte was nou alright, maar nou dim hy vir jou verskriklik, want die duiwel is besig, want hy weet ons is besig met God se werk, man. So, hy wil 'n ou nou afsit, en hy weet nou, hier kom 'n waarheid, en hy gaan ons nie keer nie, al sien julle my ook maar net in 'n silhouet, maar vanaand gaan ons die woord van die Here bring. Ons is opgewonde, en ons dank God daarvoor. Goeienaand, Wendy, hallo, Annelie. So ek hoop almal se dag was baie lekker, en ja, dis koud, ek hoop almal is warm. Ek wil jou bemoedig vanaand om lekker jou Bybel by jou te hê en 'n lekker skryfding, want ons het 'n interessante onderwerp, en ons dink partykeer ons ken God se woord, en ons ken wat die Here vir ons wil sê, maar ek groet gou so 'n paar mense. Hallo Sanet. Nee, Saline, ekskuus tog, hallo Saline. Ek weet nie waar kom ek aan Sanet nie. Hallo Annelie, hallo Norman, goeienaand Annie, hallo Terence, hoe gaan dit daar met julle? Prys die Here. So ja, ons gaan vanaand lekker gesels, en dankie dat julle deel gaan wees. Gee my 'n ruk net van julle tyd, maar kom ons spandeer tyd. So kry sommer die familie almal bymekaar, kyk op die TV of wat ook al, elkeen skryf iets neer en praat daaroor, en in hierdie week kan jy bietjie daaroor gesels, en dan ook in jou eie stilte tyd, dan kom jy by die Here en dan sê jy, Here, dit wat ek vanaand gehoor het, hoe vergelyk dit met my lewe? Hoe kom dit by my lewe uit? En ek wil met jou praat, as dit die wil van die Here is, as 'n instrument gaan die Here my gebruik, om te kan sê, of ek wil met jou praat oor jou identiteit, jy weet, en ek wil dit eintlik saamvat vanaand, ook met sosiale media en ons identiteit as kinders van die Here. Kom ons gaan bietjie daaroor gesels vanaand. Hallo Leonora, hoe gaan dit? Hallo Johanita. Ja, dis koud man. Ek kry baie koud, dis regtig baie koud. Maar ja, dit maak nie saakie, ons moet maar deur die koue ook werk, né? En ons dank maar die Here, dit is lekker. Hallo Katie, goeienaand almal. So ek groet nog so 'n paar mense, en dan kan ons maar begin. Dit is lekker in die teenwoordigheid van die Here, maar ons dank ook die Here vanaand vir sy woord. Kom ons dank die Here net. Here, baie dankie vir die toewyding wat U vir ons gee om U woord te kan uitbeeld na buite toe. Here, dat ons weet ons is gebou en gebaseer op die woord van God. En Here, dankie dat U die lewendige heilige God is wat lief is vir elke een van ons, Here. Dat ons vanaand net kom met 'n verwagting, en dat ons vanaand weet U gaan vir ons elkeen 'n woord gee. Uit U woord uit, Here, gaan U vanaand met iemand praat, en uit U woord uit gaan U vanaand 'n verandering in ons lewe maak. Ek is oop vir verandering, ek is oop vir lering, Here, en help my dat ons net aanwesig sal wees om te hoor wat die Gees van God sê. Amen. Yes, nou kom ons kyk nou, dan gaan ons, hallo oom Freddy, hoe gaan dit daar met julle? So ek wil met jou praat oor wat vorm jou identiteit, en wat is jou identiteit? Hallo John. So ja, ek hoop en vertrou julle kan almal lekker hoor, en is ingeskakel, so, en ons weet, ons lewe in 'n wêreld met slimfone, en ons lewe in 'n wêreld met sosiale media, wat 'n baie groot deel is van ons daaglikse lewe. En baie keer, die eerste ding wat jy doen is jy opstaan in die oggend, vat jy jou foon op jou bedkassie en jy scroll deur dit, of dit nou Facebook is, of Instagram, of TikTok, of X is, of jy kyk wat se boodskappe het op WhatsApp deurgekom. Ek onthou in die COVID tydperk en goeders, dan het jy jou foon gevat, dan kyk jy wie's dood. Dis so, dit was letterlik so gewees. En, hallo Rassie, hoe gaan met jou? En ons het letterlik, as jy opstaan, dan kyk jy, wie's nou oorlede? En dit was al so 'n ding gewees, en dit is hoe die mense dan ook hierdie sosiale media gebruik. Sosiale media is nie net inherent goed of sleg nie, ek wil dit sê, ek wil vanaand vir jou sê dat dit is 'n hulpmiddel, en ek wil iets illustreer vanaand vir jou. Ek het 'n mes hierso, en dit is soos 'n mes wat jy gebruik. So jy vat hierdie mes, en jy kan 'n brood sny met hierdie mes, of jy kan iemand doodmaak met hierdie mes, en so kan sosiale media, hoor gou mooi,
gebruik word om mense op te bou of om mense af te breek. En wanneer jy baie keer op sosiale media sien, dan sien jy ook hoe mense mekaar afbreek en hoe mense mekaar opbou en hoe ook al dit mag wees. Maar die vraag is vanaand, as kind van die Here, en ek vra myself hierdie vraag, wat ek ook vanaand hierdie lering wil gee is, moet Christene sosiale media gebruik of nie? Die vraag is eerder, hallo Janine, gebruik ons sosiale media, of gebruik sosiale media ons? Gebruik ons dit, of gebruik die sosiale media ons? En wat nog baie belangriker is, vind ek my identiteit in Christus, of oor wat mense sê? Nou, ek wil vir jou sê, in 'n wêreld waarin ons leef vandag, skep dit jou identiteit. En ek gaan vir jou 'n skrif gee. In Romeine 12, jy kan gou saam met my lees, blaai saam met my soontoe, want hierdie is 'n baie welbekende skrif, 'n baie kragtige skrif uit die boek van Romeine wat Paulus skryf. En die opskrif daar is die toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Hoor baie mooi. Daar is 'n Bybelvers, 'n antwoord, 'n kragwoord, 'n riglyne vir elke ding waaroor, hallo Sean, waaroor ons, hallo Elnita, kan gesels. Nou ek praat vanaand oor jou identiteit en dan oor dit wat ons in die wêreld skep, en jou identiteit wat jy in die wêreld skep. Maar Paulus skryf, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, hoor mooi, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoor baie mooi. En die wêreldse boodskap is, wees wie jy wil. Baie mense sê dit. Definieer jouself in hierdie wêreld. Bou jou eie handelsmerk. Dis wat baie mense doen en dit is hoe baie mense geld maak in hierdie wêreld op sosiale media en sekere dinge. Hoe meer volgers, hoe meer likes jy kry en hoe meer aandag jy kry, hoe meer is jy gefokus op die sosiale media. Jy weet, sosiale media werk eintlik grootliks op goedkeuring. Nie een van ons wat op sosiale media is, kan op sosiale media iets doen, 'n handelsmerk kry, sonder enige goedkeuring nie. En dit is wat baie mense doen. Hulle soek goedkeuring, hulle skep 'n identiteit, en hulle soek goedkeuring oor dit wat mense sê. Wanneer iemand van jou foto hou, laat ons goed voel. As iemand van jou foto hou, laat dit jou goed voel. As iemand 'n komment gee wat jy nie van hou nie, ontstaan daar 'n argument, of as iemand jou afbreek, of as daar iets is, ontlok dit dadelik iets wat vyandig raak. En dit is hoe mense hierdie sosiale media en die vyand die sosiale media gebruik om die werklike karakter en die identiteit van jou lewe te vorm en te skep. En ek wil vanaand vir jou sê, en jy dink ook baie kere wanneer niemand reageer nie, wonder ons soms baie keer, is ek goed genoeg? Is ek belangrik? Is ek interessant genoeg? En dan wonder 'n mens maar, hoekom kry ander dan meer aandag as wat ek kry? En dan begin ons waarde meet aan reaksies. En jy kan maar gaan kyk, gaan toets dit wat ek vanaand vir jou sê, gaan luister weer daarna, gaan doen wat jy moet, en gaan kyk hoe waar dit is. Maar weet jy wat, maar God het nooit bedoel, ek wil vanaand vir jou sê, kyk wat skryf Paulus vir ons, God het nooit bedoel dat ons waarde deur mense, of dat ons waarde deur mense bepaal moet word nie. God het nog nooit gesê, een of ander mens of iemand moet jou goedkeur of jou waardig ag nie. Nee, kan ek gou vanaand vir jou sê, God het gekom en hy het gesê, ek het 'n identiteit op jou geplaas. Hallo ma, daar is hy, ek groet maar net gou nog so. Hy het gesê, ek gee jou identiteit, dit is wat God sê. En hy kom en dan sê vir ons in die boek van Efesiërs 2, kan ons dit gou saam lees? Lees gou saam, ek wil dit vir jou lees, baie graag Efesiërs 2, hoor wat sê Efesiërs 2 vers 10? Efesiërs 2 vers 10, hy sê hierso, want ons is sy maaksel, geskape in Christus, Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek hou van dit. Hy sê, want ons is sy maaksel.
geskape in Christus Jesus. Kan ek gou vir jou iets sê? Voordat jy nog jou eerste woord kon spreek, voordat jy nog kan loop, voordat jy in graad 1 was, voordat jy 'n student was, voordat jy 'n ouer was, voordat jy getroud was, voordat jy 'n werk gehad het, voordat jy 'n entrepreneur was, wat ook al dit mag wees, was jy alreeds 'n kind van God? Het God alreeds vir jou 'n identiteit gegee? Jou identiteit kom nie van jou voorkoms of jou prestasies of jou volgers of wat sosiale media of jou populariteit, dit kom nie van daar af nie. Ek wil vanaand vir jou sê, hoor wat sê die woord van God, nog voor my en jou geboorte. Hy sê, want ons is sy maaksel, ek en jy is deur God geskep, ek en jy is deur hom goed geag, ek en jy het 'n identiteit in Christus Jesus. So ek en jy weet wie ons is in Jesus Christus. En Jesus Christus het ons voorberei, sodat ek en jy daarin kan wandel. En hier is my vraag, wat wil jy op sosiale media maak? Deur ander mense moet jou lewe goedkeur, of jy wil jou lewe, goeienaand Simmy, op sosiale media sit, is lekker om deel te wees, dit is lekker om te kan vorm in tye van dit, moenie verkeerd verstaan nie, mense, wat ek hier sê vanaand, moet jy in die konteks vat van hoe 'n mens dit sê. Ok, en dit is goed om dinge te deel en goed te sê daarop, maar die belangrike ding van hoe 'n mens hierdie goed doen, is die waarde van hoe 'n mens daarin wandel. Die gevaar van die vergelyking, ek wil gou vanaand vir jou sê, en die grootste gevare van sosiale media is vergelyking. Ons sien iemand op vakansie. Daarom, ek is eintlik al in so 'n manier baie kere, jy weet dat jy wil jou lewe privaat hou en jy wil tog sekere mooi goed deel en dit is so belangrik om dinge te doen. Maar ek is self nie iemand wat baie lief is vir dit nie. Ek is op hierdie sosiale media vir die kerk se doeleindes. As dit nie so was nie, het ek nie eens in hierdie goed behoort nie. So, ek het nie nodig dat iemand anderste vir my moet goedkeur om te sê ek is goed genoeg of ek word goed genoeg geag deur iemand anderste nie. Nee, of wanneer ons hierdie gevare vergelyking of hierdie vergelyking in mense se lewe kom moet sien oor iemand het 'n nuwe kar of hierdie pastoor het nou iets gedoen, dan daar's altyd negatiewe goed of jy sien hierdie perfekte gesin en jou gesin is gebroke, jy sien iemand se sukses, iemand se kinders wat presteer. En voordat jy kan kry, dan spreek jy dood in daardie mense se lewe, want die mens is mos afgunstig, die mens het mos 'n jaloerse gees, die mens het mos 'n negatiewe gees. Hulle sien nie die goed in iemand anders te raak nie. En dan, voordat jy sien ook, dan vergelyk jy jouself gewoonlik in hierdie werklike lewe met iemand anders se hoogtepunte. Terwyl jy dalk miskien nie altyd hierdie hoogtepunte kan bereik, of jou kinders dit kan bereik wat ander mense bereik nie. Mense, weet jy wat? Ek wil vanaand vir jou iets sê. Ons identiteit is ook die goedkeuring van dit wat God wil hê ek en jy moet doen. Voordat jy iets plaas op sosiale media, is of dit nou, ek het eendag 'n ding gesien hier teen die einde van die jaar, kan nie onthou nie, of einde van 'n kwartaal, dan sê iemand daarso, Facebook gaan nou weer in 'n rapport verander, dan wil almal wil hulle kinders se prestasies. Dis lekker, as jou kind A onderskeidings gekry het en prestasies gekry het, maar dis nie almal wat altyd jou vrede en jou vreugde daarin deel nie. Goed, almal se kinders is nie so slim soos jou kinders nie. En dan sê hulle, maar daai kind is dit en dit en dit. En weet jy wat, eintlik wat gebeur het is 'n negatiewe hierdie vergelyking, dit is dinge wat gebeur, spreek iemand dood in jou lewe. Spreek iemand iets in jou lewe. En dit is so, die vergelyking gewoonlik is in die werklike lewe is 'n baie gevaarlike ding en iemand anders se hoogtepunte is nie noodwendig altyd jou hoogtepunte of wat ook al dit mag wees nie. En baie mense sal nie noodwendig altyd hulle argumente daar sit nie, maar natuurlik sal hulle ook hulle argumente daarop sit. Dit word ook 'n sielkundige praktyk. En ek het nou al gesien op sosiale media's, daar kry jy die ongelooflikste sielkundiges, jy kry prokureurs, jy kry
advokate, jy kry skeieregters, jy kry alles. En dan ook in 'n mate van dit wat 'n mens doen in jou lewe, jou identiteit, die gevolg van minderwaardigheid is wie jy is in Christus en wat ander mense van jou in die samelewing sê, van hoe jy is tussen vriende en hoe jy optree en wat ook al jy doen. So hierdie is nogal baie belangrik en hierdie verse pas baie mooi daarin. En ons volgende een wat ek met jou wil deel, is uit die boek van Galasiërs, net een hoofstuk vorentoe. Hoor wat sê Galasiërs 6 vers 4 vir ons hierso. Maar laat elkeen hoor gou mooi as jy daar, maar laat elke een sy eie werk op die proef stel. So wanneer jy die volgende ding op sosiale media gaan sit, begin asseblief jou Godgegewe gesonde verstand gebruik wat God jou gegee het, en tog wat jy ook moet weet, dis jou keuses, as jy iets gaan uitlok of daarop sit, watter reaksie jy gaan ontvang. So ek sê maar net vanaand vir jou, ek praat vanaand oor die identiteit, want dit is vir God baie belangrik. Hoe beaam 'n mens die werklikheid en die krag van God? Dis belangrik. Behaag ek God of die mens? Hoor wat sê hy, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref en nie wat ander betref nie. Hoor jy wat sê hy? Hoor wat sê hy daarso? Op grond vir roem hê, elkeen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. En dit is belangrik. Dit is belangrik. Laat elkeen sy eie werk beproef. Hou op jy 'n regter, 'n sielkunde op ander mense se lewens speel. Al lok hulle jou uit om iets te sê. Al weet jy hulle kry hoe swaar. Al gaan hulle hoe ook al daardeur. Onthou, dis baie belangrik. As jy goed gesê het, ek sê weer, onthou vanaand die mens. Jy kan hierdie vergelyking vat en dis baie belangrik. Mens is daar om goed te sny en dit te gebruik tot die voordeel. Jy kan iemand doodmaak, dis dieselfde. Jou kragwoorde, die woorde dra krag. Hy sê daar, wees net vandag seker, ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed, teen vlees en bloed nie, maar teen die owerste van die lig. Die tweede ding is Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Woorde, lewe en dood lê in die mag van die tong, dit wat jy spreek, gaan jy die vrug van dra. So as jy iets gespreek het, gaan jy eendag die woorde, hoor gou, kan ek gou vir jou Matteus lees, Matteus 12 as ek reg is. Kom ons kyk gou, Matteus 12, vers 35 en 36 en 37, hoor wat sê hy, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Hoor daar. Maar vers 36, dan kom hy, dan sê hy, maar hier kom hy, en dan moet jy die ek omkring, want dis Jesus wat hier praat. Jesus praat hier, hy kom, hy sê met die hoofletter, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word. Hoor dit, uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Mense, ek wil vanaand vir jou sê, woorde sny egter erger as 'n mens. Natuurlik, dit sny. Ek wil vanaand vir jou sê, dis iets wat jy nie kan terugtrek nie. As jy iets vir iemand gesê het, daarom sê die woord vanaand hierso. Hy sê jou woorde gaan opbouend of afbreekend of sleg of goed. Jy gaan voor God staan eendag en jy gaan rekenskap gee. Hy het jou geroep om die persoon te wees wat hy geskep het. Kom ek en jy doen dit in ons wees so. My vraag is baie kere ook, dit maak seker nou nie saak nie, jy kan sê, niemand sal vir my sê nie, dit is wat die wêreld jou wil laat verstaan. Dis die vergelyking van die wêreld. Jy kan plaas op sosiale media wat jy wil. Maar die vraag is, wat plaas ek op sosiale media? Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Blaai gou saam, dan kyk ons, wat sê die Bybel? Hoe vergelyk die skrif? En mense, as julle iets skrif het, wat ook daarmee vergelyk, asseblief vergelyk dit.
En moenie Sondag mis nie, want Sondag gaan ek praat oor, God, Wendy, help my, ek kan nou nie onthou nie, ja, is ook, man, ek gaan nou vir julle sê, hou vas, ek gaan nou vir julle sê, waaroor ek gaan ook Sondag praat, oor, laat ek gou hier op die desktop kyk, hou vas mense, hou vas, wanneer die woorde uit jou lewe verdwyn raak, rigting verlore, daar's my tema, sorry man, nou het ek vir 'n oomblik 'n lekker blonde oomblikke gehad, nou gaan ek geoordeel word, die pastoor preek, en hy gaan preek, maar hy weet nie waaroor hy gaan preek nie, prys die Here, wys ons is maar mens, wat wil ek nou vir jou gelees het, o ja, kom ons kyk ooreenstemmend, wat sê Matteus 5, kom ons sê, wat sê Matteus 5 vers 16, waar is jy, hier is jy, kyk, is julle daar, is julle daar, as kinders van God is ons getuies, skryf dit gou-gou, as kinders van God is ons getuies, ons is getuies, ons moet dit wees, die vraag is net, wat plaas ek, en wanneer ons dit plaas, moet ons hierdie vers nooit vergeet nie, hier is my vergelyking, en as jy vergelyking het, asseblief sit dit op, ek gaan daarvan hou, want ek gaan dit in my notaboek skryf, hoor wat sê Matteus 5 vers 16, hy sê hierso, laat julle lig skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik, hoor daar, so as jy nou daar gaan iets opsit, as kind, as 'n ambassadeur, as 'n skepsel van Christus, wat God nie behaag nie, gaan die mense die lig in jou sien, gaan hulle die lig in jou sien, gaan hulle die goeie werke in jou sien, gaan hulle deur die werke in die plasing van dit wat jy op sosiale media sit, die Vader wat in die hemel is, kan verheerlik, gaan dit so kan wees, en dit is presies ook dit wat ek verkondig in ons identiteit, by die werk, by die huis, op sosiale media, en weet jy wat, eintlik behoort die inhoud in ons lewe so te wees, en dit moet so wys, die vrug wat van die gees, of die vrug van die gees, is ons moet liefde wys, ons moet genade toon, ons moet die waarheid spreek, ons moet integriteit hê, ons moet nederig hê, en dis hoekom ek met Romeine begin het, 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. En dit is so belangrik, dit beteken ook nou nie, ek wil ook nou vanaand vir jou sê, liewe mens, hoor gou mooi, ek vra jou ook asseblief, dis nie nodig dat elke plasing 'n Bybelvers moet wees nie, ag, maar genade, ja, miskien, laat dit seker maar so wees, maar, nou sê ek regtig, in vergelyking met hierdie vanaand vir jou ook, asseblief, as jy iemand is wat daarvan hou om die natuur in jou vakansie te post, en is vir jou mooi, en dit is jou in jou hart, en die lig wat daai skyn is mooi, is dit goed, alles behoort iets van Christus se karakter in jou te weerspieël. Dit is wat ek eintlik vanaand vir jou wil sê is, of jy nou 'n Bybelvers post, of jy iets post, of waar ook al jy moet wees, en, weet jy, ek kom nou weer terug na kerke en predikers, die sekulêre musiek en rugby en sport is 'n sonde. Ja, okay, ek gaan nou nie so toe gaan nie, ek wil nou nie 'n goeie live vanaand vernietig deur dit nie, maar ja, weer eens, man, ek is lief vir my rugby, ek is lief vir my golf, ek is lief vir die natuur, ek is lief vir kamp, ek is lief vir alles, ek is daar om die lewe te geniet, weet jy wat, nog steeds gaan die lig van Christus uit my skyn, of ek nou tussen mense gaan sit, of ek in 'n swembad is, of waar ook al ek is, nêrens in hierdie woord sê God, luister, blyk net in jou huis en jou 4 mure, want as jy daar uitgaan en jy kom in die wêreld, dan miskien weet jy nie hoe om jou lig te skyn in die wêreld. Dit is wat dit is.
Ek wil net by dit sê, en ek gaan nou klaar maak, ek wil ook nie te lank gaan nie. Wat is die tyd? Pas op vir verslawing aan goedkeuring. Pas op. Sosiale media, wat ook al jy doen, kan so maklik 'n afgod word. 'n Afgod is enige iets wat plek inneem waar God moet wees. OK. En nou het ek iets gesê wat jy nou dink ek gaan myself weerspreek, maar ek gaan myself nie weerspreek nie. Ek sê weer eens, doen wat jy like om te doen. As jy vis vang like, vang vis. OK. Maar as dit die plek van God inneem, is dit dan word dit 'n afgod. F1, daar sê Johnny, nou kan ons praat. Is hy Red Bulls moet net iets begin doen. hulle kook ou se bloed nou nogal partykeer. Maar ja, ons leer ook om maar te verloor. Maar ons gaan nie verloor nie, maar ons hou nie van verloor nie. Maar goed. Weet jy wat? Ons weet dit gebeur wanneer wat. Kan ek gou vanaand vir jou iets sê? Ons meer omgee oor likes as gehoorsaamheid. Ons meer tyd op die foon spandeer as in gebed. Ons waarde voel styg of daal op mense se reaksies. As jy voel jou waarde styg of dit daal oor wat mense van jou gaan dink, moet jy weet, luister, kom ons begin net 'n bietjie te hergroepeer. Kom ons begin bietjie te kyk. Kyk wat sê Galasiërs 1:10 en ek wil gou vir jou dit lees. Hierdie is vir my baie mooi. Ja, hier sit in die boek. Ek hou van dit. Hy sê, soek ons dan nou die guns van mense of soek ons die guns van God? Wie se guns soek ons eintlik? As ons lewe beheer word deur mense se opinies, sal ons nooit werklik vry wees nie. Kan ek vanaand hierdie stelling maak? Gaan ek vanaand vir jou sê, gaan dit eintlik voel asof jy met hierdie mes heeltyd in jou keel loop. Enige oomblik gaan iemand jou keel afsny. Dit is hoe jy gaan lewe. Ek wil dit weer vanaand vir jou sê. As jou lewe beheer word deur mense se opinies, sal jy nooit werklik vry word nie. Ek wil hê jy moet vanaand iets weet. Jou karakter, jou identiteit, God se stem is die belangrikste stem. God se stem is dit wat ons kom vrede gee. God se stem is dit wat ons die kalmte bring in ons lewe. God se stem is dit wat ons die vrymoedigheid gee. Ek sê weer vanaand, daar is paar dinge wat ons moet doen. Die eerste plek is dat wat Paulus vir ons hierso skryf in Romeine 12, dis vir my baie belangrik en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar vernuwe julle gedagtes, hoor gou-gou. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, hoor daar. Tweede is, bewaak jou hart meer as alles. Kyk na jou woorde. Onthou Matteus 12:36-37, vir elke ydelle woord wat jy gaan spreek, goed of sleg, gaan jy rekenskap gee. So 'n mens moet gaan kyk daarna. Laat God se stem vir jou die vrede gee. God se stem is die belangrikste stem. Al wil jy ook die aandag van mense hê. En dan kom ons natuurlik ook in, wat is die belangrikheid van, hoe moet 'n Christen dan sosiale media gebruik? En ek wil vir jou 'n vraag of twee los. Is dit waar? Is hierdie plasing wat ek sit 'n eerlike plasing? Is dit opbouend? Dit is hoe ek en jy as kind van die Here na hierdie goed moet gaan kyk. Daar is hierdie vraag, en dit is wat ons moet gaan doen. Selfs wanneer ons ook met mense praat. Dit wat ons sê, is dit waar? Is dit opbouend? Help dit ander? Verheerlik dit God? Laat jou lig skyn? Sou Jesus gemaklik gewees het met hierdie plasing? Behoort ek dit? Beheer ek dit of beheer dit my? Dit is waarna ons moet gaan kyk. Kan ek dit vir 'n dag neersit? As ek vas, haal ek dit af. As ek vas vir 'n baie lang tyd, dan haal ek my goed af, maar ek is nou op die lives. So, my ander goed haal ek af. As ek vas, is dit een van die grootste dinge wat ek afhaal. Ek wil nie betrek word met hierdie dinge nie. Selfs my nuus, ek hou van Google, ek hou van om die nuus te lees, om te kyk wat in die wêreld, die straat van Armoes, en dan kyk ek die oliepryse, die politiek, ek weet nie, dis nou nogal vir my fascinerend. Ek kyk na die clowns. Ons kry nie meer sirkus in die dorpie, so dan kyk ek dit nou maar op die sosiale media na die sirkus. En dan lag ek maar daaroor. Maar ja, dis nou nogal vir my iets wat lekker is, maar ja, dis nou nogal iets want ek gekyk wat in die wêreld gebeur en waar ons is. En dit is wat ons moet doen. Begin ons identiteit in 'n dag
Met ander woorde, begin jy jou dag met jou foon of met God? Wat is vir jou belangrik? Wat is vir jou belangrik? Gee ek tyd aan God om God se stem eers te hoor? Of lees ek Bybel, volg ek inhoud wat my geloof versterk? Is ek besig met opbouende dinge? As ek ry, kan ek vir jou sê, is lekker om goed in jou ore te sit en ek sal bietjie daarop sit om opbouende dinge te. Daar's baie mooi opbouende goed in Engels en dit is nogal 'n boek wat 'n ou luister om hoe om jouself te verbeter, hoe om jouself en jou gedenke aan te pas en sterker te maak. En ook daar is baie interessante dinge na goed waarna ou kan luister, wat baie gebaseer is op die gedagte van hoe Christus wil hê ons moet wees, maar ook selfs net in jou eie lewe, hoe om jou karakter te bou, hoe om jou karakter sterker te maak. Jy weet so, die platforms waaraan ons self gebruik is om Christus te verheerlik. En dit is eintlik wat 'n mens moet doen. Sosiale media is nou nogal 'n interessante ding. Dit sal altyd sê, probeer, besit dit my of besit ek dit? Is dit iets wat ek wil bereik of is dit nie iets wat ek wil bereik nie? Is dit wat mense van my dink of nie? Maar wat sê God? Wat sê God? En dit is baie belangrik, is wat sê God? En ek sluit hiermee af. Galasiërs 2 vers 20. Hierdie is vir my mooi en dit is iets wat ek wil hê jy moet verstaan. Galasiërs 2 vers 20 kom en dan sê hy vir ons hierso, ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie. Galasiërs 2 vers 20. Ek wil hom vir jou lees. Ek ken hom baie goed. Hierdie is vir my so 'n kragvers. Vers 20 van Galasiërs 2. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Hoor wat sê hy? Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Hoor daar, wat homself vir my oorgegee het. En ek dink dit is so. My identiteit is nie my profiel nie. My identiteit is nie my foto's nie, is nie my volgers nie, is nie my reputasie nie. In elk geval weet ek ook nie eens wat sy reputasie ou het nie. Dit maak ook nie saak nie. My identiteit, dit maak nie saak nie. Weet jy wat? Eendag staan ek voor geen mens nie. My identiteit is dit wat Christus van my dink. Wanneer ons weet wie ons Christus is, hoef ons nie die wêreld se goedkeuring na te jaag nie. Want ons is reeds deur Jesus Christus goedgekeur. En dit is belangrik. Daai is baie belangrik. En ek wil dit vanaand vir jou sê, my identiteit is Christus en wat Christus van my dink. Ek sê vir jou dankie dat jy vanaand saam met my geluister het. Dankie, ek hoop dit was vindingryk. As jy 'n vraagie het, is jy meer as welkom om te vra. Is lekker dat jy deel is en saam met ons is. Ek hou daarvan. Ek geniet dit as jy 'n vraag of twee het om te deel. Ag asseblief man. Regtig hier kom die liggie nou beter. Ek sit maar die liggie hier aan vir lekker backlight. Okay, ek dink ek het hom nou te skerp hierso. Ja, daar sy so. Dankie dat jy deel is en ek vra maar deel hierdie video, is deel van ons evangelisasie, is net om dit te deel sodat mense die woord kan hoor. Ek dink dit is baie belangrik in iets waarin 'n mens vasgevang is. Baie van ons manne is nogal veral vasgevang in sosiale media op 'n ander soort van platform, maar vrouens ook. So daarom is dit iets wat 'n mens moet doen en dit is so lekker wanneer 'n mens hierdie vrymaking kry om seker te kan hoor dat ons eintlik deur hierdie goed kan kom. Jy weet, en dit is so belangrik en ek dink dit is iets wat ons moet besef en wat die waarde wat ons moet dra. Wie ons is in Christus en wat Christus wil hê ons moet wees en ja, dit is nou nogal belangrik. Ek kry nou nogal warm, maar kyk hoe lyk my hare, maar verskoon maar. Hierdie hoe dit nou ek kry nou lekker warm hier in my kop. So, ja, dit is nou lekker. Maar dankie Here, dank God en ek dank die Here vir elke gebed en dit is so belangrik. Bid man, bid vir ons asseblief. Ek bid vir julle ook. Is daar iets wat 'n mens vir julle kan bid, stuur vir ons op ons gebedslyn asseblief 'n gebedsversoek en
ook vir my, jy weet, dit is wonderlik, mense hoef nie altyd in diepte in te gaan en goed te weet en goed te, maar ek wil maar net altyd sê, dankie vir 'n pype boodskap, jy's 'n pastoor. Ag, dankie Leonora, ag, dit gaan alles oor die Here, maar baie dankie, ja, en die waarheid is dat Christus ons identiteit vorm om dit te kan doen. Dankie vir awesome woorde, ag, dankie John, ek waardeer dit. Is dit in orde om op te 3-pad? Jene, nee, daai vorm nou nogal 'n ander karakter as 'n mens met 3-pad. Dit bring 'n bietjie 'n ander beeld. Dit bring 'n ander beeld uit, Ogilie. Dis nie normaal nie. Lekker slaap, Sonien, julle moet baie lekker slaap. Dankie julle. Ek groet julle maar vanaand. Daar's ons, dankie Wendy, daar's ons gebedslyn, asseblief. Vanaand is daar iemand wat dalk gaan slaap met 'n hartseer gedagte. Ja, my hare is nou te deurmekaar. Maar ja, of iets, maar in elk geval, baie dankie. Ek wil vanaand vir jou sê, omdat hy leef, al het jy nie vandag die wonderlikste dag gehad nie, al het jy nie vandag die wonderlikste, ek moet vir jou sê, wanneer jy 'n saak met God benat, ek kan jou waarborg dat in jou geloof, in daai aksie van gebed en geloof, dit maak die waarde van dit wat God wil hê ons moet doen. Ek kan dit getuig. Ek het gister gebid en die Here iets gevra, en weet jy, dit het gebeur. In daardie dag gebeur dit. Dit wat jy vra om nie te gebeur nie, en dit het nie gebeur nie. Wat gewoonlik gebeur op 'n maandag, het nie gebeur nie. Dis God. Ek het hom gevra, Here, asseblief, laat dit nie gebeur nie. En die Here het dit nie laat gebeur nie. Dis wat God doen. Dis wat God doen. God is so getrou. Ek wil jou bemoedig vandag al. Omdat hy leef, sien ons kans vir môre. En dis wat werklik is. So ek 'n bemoedigende woord vanaand vir jou kan gee. Skep jou identiteit. Luister weer na hierdie boodskap. Maak daai verse deel van jou. Moenie laat mense jou identiteit steel of jou karakter nie. Vra vir die Here om jou te help met dit. En as jy dalk so 'n persoon is, weet jy wat, ek gaan nog eendag 'n bietjie gesels ook. Dis nou 'n deel van identiteit op die sosiale media, maar ons het identiteit oor is dat jy daai persoon is wat aandag soek die hele tyd. En ons moet ook oor dit praat. Daar's ook vir jou woord oor dit. Ek sal bietjie op 'n ander tyd oor dit praat. Dis ongemaklike onderwerpe. Dis goed wat 'n mensie doen nie, maar weet jy wat, stap vir stap moet 'n mens deur hierdie dinge gaan, want 'n mens moet gehelp word en God wil jou help. Want iemand wat aandag soek, is iemand wat 'n gebrek het aan verwerping. Hulle wil aanvaarding hê. En is so gevaarlik partykeer om aanvaarding te kry by mense, en daarom sê ek weer vanaand, dankie Janine, yes, dit was lekker om julle daar by ons te gehad het, dit is regtig lekker. As julle ooit hier kom bly, dan kom aanbid julle daar by ons, hoor. Dit sal so lekker wees. Ja, dankie om Chris, ek waardeer dit, because he lives I can face tomorrow. True, dit is so waar. En daar is soveel aspekte van dinge, waardeur mense gaan, om te kan swem. Maar ja, nou het ek genoeg gepraat, dankie dat julle saam geluister het. Julle moet baie lekker slaap, en weet dat Jesus is lief vir julle, ons is baie lief vir julle. Jesus like jou, en weet dat jy waardig is, en jou identiteit is in Christus, omdat hy jou geskape het, tot vandag toe. Ons bely man, ons is mens in 'n gebroke wêreld, maar God dank nie van hierdie wêreld nie. Dis ons sondaars natuurlik, seker die vernaamste, en so aan. Maar ja, dank die Here, dat hy ons gedagtes beheer, en ons lewe beheer. Lekker slaap julle.